Môre almal. Wow, wat 'n voorreg. Net my brille uit my sak het al. Ek het twee claims to fame. En die eerste ding is dat Jesus Christus het my lewe gered. En die tweede ding, ek is getroud met Jomin Lou. Dit is my twee claims to fame. Buite dit is ek 'n dienaar. Want ek het die dienaar koning lief en hy het my lief. En hy uit hom uit kan alleenlik gebore word wat deel is van hom, en dit is diensbaarheid. Dit is nederigheid. Dit is heiligheid. En wat 'n wonderlike voorreg toe Marius en Waldie my gekontak het. Ek was besig en ek sien daar's 'n miskol en ek bel terug en ek kry hom in die hande nie, en ons kry uiteindelik mekaar in die hande, en hy sê, Jonna, ons het gebid en die Here sê, en ek weet die Here sê. Jy sien, as kind van God moet jy altyd reg wees as die Here sê. En ek was reg. Net namens my en Jomin, baie dankie vir hierdie tyd saam met Logos. Die Here het ons hiernatoe gestuur en ek onthou, ek was verskriklik trots toe ek ons kode van die kerk geteken het en teruggestuur het vir my vrou. Toe voel ek so official, voel soos 'n lidmaat. Ek voel regtig so. Ek vanoggend het ek 'n direkte boodskap wat ek weet in my hart het. My vrou vra altyd vir my, het die Here nou al vir jou die boodskap gegee? Sê ek, my liefie, ek wag op hom. Ek wag op hom, want op die laaste kan hy die rigting verander om ons te vat na die rigting wat hy wil hê ons moet wees. En ek wil net vra dat die Vader my hart en my woorde nou lei. Bid saam met my. Liefdevolle hemelse Vader, Here, ek sit my hart, die oordeenkinge van my hart, die diepste gedagtes van my hart, en die woorde wat uit my mond uitkom, Here, dat dit vir U suiwer en heilig is, en aanvaarbaar tot U heilige troon. En ek bid dit in Jesus Christus, ons Here se naam. Amen. Ek wil met julle, ek wil nie vandag oor myself praat nie, ek wil praat oor 'n seentjie, 'n storie wat ek gehoor het en wat ek geleer ken het. Ek wil julle terugvat in 1979. In 'n klein dorpie in die Noord-Kaap is daar 'n NG Kerk. Kolossaal groot, gebou uit sandsteen, klip. Tradisie vas. Dis nog plekke waar hulle bazaar hou, waar hulle al die skaapslag in die hele Namakwaland vir daai bazaar. En 'n Namakwalander, hy lewe op vleis. Die klein seentjie is in die kerk saam met sy mamma. En sy pappa is oorlede toe hy omtrent so 4 jaar oud was, aan 'n hartaanval, miskien te veel vleis. En die seentjie sit in die kerk, en hy's nie deel van die konsertjie vir Jesus se geboorte nie. Hoekom? Nommer 1, hy's ondeend. Dis 'n mooi woord daarvoor. Hy's stout, hy's ondeend, en jy moet hom vasmaak aan 'n anker om seker te maak. Die seentjie se oom het hom altyd 'n pak slaag gegee. Dan vra die ma vir die oom, hoekom gee hom 'n pak slaag as jy die kind sien? Toe sê hy, of hy's op pad na moeilikheid toe, of hy kom van moeilikheid af. Maar die kans wat ek het om hom 'n pak slaag te gee, gee ek hom sommer nou al 'n pak slaag. Die seentjie sit in verwondering en kyk na die kinders wat opgedres is, Maria en Josef. Die baba Jesus is 'n ou poppie wat daar lê met sulke skeel oë.
Ek wil hê julle moet die prentjie sien. Kom ons gaan op 'n verbeeldingstog. Kom ons gaan in hierdie wêreld in en ek wil hê julle moet saam met my kom. Want dit is al hoe ons harte kan ingaan as ons 'n visie en 'n prentjie saam kan sien. Die seentjie sit met verlange. Hy's nie deel van die konsertjie nie. Sy maatjies is almal in die konsertjie, maar hy's nie deel van die konsertjie nie. Die dominee wat op die preekstoel sit, hy sien die klein seentjie wat alleen is aan die een kant en wat nie deel is van die konsertjie nie. Hy is uitgesluit. En so sluit die konsertjie af. Jesus is gebore, die engele het gesing, die handdoeke, onthou julle die handdoeke wat so gerol het, wat jy lyk soos 'n skaapwagter, almal het sulke goeters aan. Ek vat julle nou terug. En die volgende oomblik sê die dominee sit op die preekstoel en hy kyk af na hierdie verlange van hierdie klein seentjie om ook deel te wees. En die dominee maak 'n kontroversiële besluit. Kyk hierso, mense. In 1979 roep jy nie 'n 5-jarige seentjie na die preekstoel toe nie. Onthou julle, toe was dit nog so konservatief. Jy het 2 linkerskoene aangetrek om net reguit te kan loop. Dis 'n konservatiewe besigheid. En die dominee maak 'n baie kontroversiële besluit. Terwyl die dominee op die preekstoel sit en hy kyk na hierdie seentjie, voel hy die Heilige Gees praat met hom vir die eerste keer in 'n lang tyd. En die Here sê, roep hom. Roep hom. En hy maak die keuse wat geen dominee voor hom getraai doen het nie en geen dominee daarna nog ooit weer gedoen het nie. En hy roep klein seentjie met 'n kortrooi broekie en so 'n checkbaitjie met 'n das wat glad nie bypas nie. Snoetjies wat uit sy neus uitloop. Sy ma so verbaas, die pa is amper uit. Van die vrouens in die gemeente se oë rek groot. En van die ouderlinge begin maak al klaar aantekeninge. Hoe gaan hulle hierdie dominee pak slag gee oor hierdie besluit wat hy gemaak het? En hy roep die klein seentjie en die seentjie kom op. En hy sê, sal jy vir ons bid? Die dominee daarna 'n storie vertel dat daai dag het hy geweet dat God roep. En dat wat God geroep het, kan geen mens keer nie. Die klein seentjie het kom staan en uit vrymoedigheid uit begin bid. Daar het 'n roering oor die gemeente gegaan. Hoe kan dit wees dat 'n klein 5-jarige seentjie so kan bid? Die dominee het besef dat hy het reg gehoor. Die tannies het van hulle hoede afgehaal. Van die tannies het die trane afgedroog. Van die manne se oë was groot. Die klein seentjie se ma is op daai oomblik 'n alkoholist. Die klein seentjie is in 'n koshuis waar hy afgeknou word, waar hy geboelie word, waar hy seer gemaak word, waar hy blootgestel word aan die wêreld en sy seer. Die klein seentjie het groot geword met 'n verlange na 'n pa. Die klein seentjie was jaloers op ander kinders omdat hy nie 'n pappa het soos die ander kinders nie. Die klein seentjie het gerebelleer. Die klein seentjie het by baie keuses uitgekom en keuses gemaak. Op 'n stadium het hierdie klein seentjie op 'n CSV-kamp beland in Bidouwvallei. En een aand het dieselfde dominee 'n predik gepreek vir die kinders. En die dominee het vir die seentjie Matteus 11 voorgehou
waar Jesus se woorde direk met hierdie klein seentjie en in sy wêreld van seer en verlange en verwerping en alleenheid gepraat het. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek, Jesus, sal vir julle rus gee vir julle gemoede, vir julle gedagtes, vir die dinge wat julle vashou, want kyk, my las is lig en my juk is sag. Kom leer van my, sê Jesus, want ek is nederig van hart en ek is sagmoedig. Daai aand het die klein seentjie langs die Bido rivier gaan kniel, in die donkerte, terwyl niemand hom sien nie. En hy het 'n gebed gebid. En die gebed het so gelei: Liewe Jesus, help my. Help my. Vat die drank weg by mamma. Here, laat die molestering stop. Asseblief. Vat die seer weg. Vat die kwaad weg. En toe vra die klein seentjie vir Jesus 'n baie spesiale guns. Hy sê, en Jesus, as dit U wil is, gee vir my WP klere in atletiek. Jare wat daarna het die ma ophou drink. Die klein seentjie het groot geword, het in die wêreld ingegaan, met die gedagtes en die vorming, nie van wat Jesus wou gehad het, maar wat die wêreld wou gehad het. Hy is hard groot gemaak, in 'n harde Afrikanerdom. Die man het hard gepraat, hard gedrink, hard gevloek. Hulle was harde rassiste. En hy's gevorm deur hierdie wêreld. Daai klein seentjie het die wêreld gevolg en die dinge wat hy gedink het sal hom gelukkig maak. Die gejaag na geld, die volgende kontrak, die accolades, die bekers, die medaljes. 8ste en 9de was nie goed genoeg vir hom nie. Hierdie klein seentjie het gejaag vir die boonste plekke. Hy het hard geraak. Sy hart het hard geraak. Met die seer wat hy gehad het, het hy hard geraak. En op 'n stadium het hierdie klein seentjie by 'n plek uitgekom waar die slotsom van sy keuses soos 'n berg voor hom gestaan het. Weereens vind hy homself alleen. Weereens vind hierdie seun homself alleen in 'n voertuig. Weereens vind hy homself op 'n plek waar niks kan voldoen aan die soeke in sy hart nie. Alles waarna hy soek. Alles waarna hy soek. Niks kan dit vervul nie. Niks kan die honger en die dors in hom versadig nie. Geen gejaag, geen groter en beter kan dit vervul nie. En in hierdie gejaag na die wêreld het hy verslaaf geraak aan dwelms. En alkohol. Hy het gemaak wat hy wou. Hy het gedoen wat hy wou, hy het gegaan waar hy wil. In die wêreld se oë was hy suksesvol, want hy's 'n regte Suid-Afrikaanse man. Maar hy het 'n masker gedra. En wat die grootste seer in hierdie seentjie se hart was,
dat wat sal gebeur as mense agterkom dat hierdie masker is af? En toe, in 'n storm van goeters, gebeur dit so, dat hierdie seentjie by dood beland. Die genade was altyd op hierdie seentjie se lewe, motorongelukke. Oorleef. Daar is geskied op hom. Oorleef. Maar in 'n desperate poging, omdat hy nie meer wil saam met homself leef nie. Omdat die masker en die seer het net te veel geraak, besluit hy in September 2004 om sy eie lewe te neem. En hy ry na Bloubergstrand toe en hy vat 'n wapen en hy gaan druk dit teen sy kop. En in daai kar skree die wêreld, maak klaar. Jy's nie die moeite werd nie. Niemand het jou lief nie, jy's 'n leenaar. Daar is geen sin in die lewe meer oor nie. En hy tel die wapen op en hy druk dit teen sy kop. En op die punt wat hy die sneller wil trek, op 'n oop parking lot, kom stop daar 'n man reg langs hom. So naby dat hy die deur van sy voertuig nie kan oopmaak nie. En hy laat sak dadelik die wapen. Hierdie man klim uit en hy kyk vorentoe en daar's 'n klein dogtertjie op die strand wat hy nie eers gesien het nie. En daar's 'n hond op die strand. En die dogtertjie op die strand draai om en sy sien haar pappa wat gekom het, die Here in haar lewe. En toe die dogtertjie haar pappa sien, toe hardop sy na haar pappa toe. Hierdie seun sit binne in die voertuig en hy sien hierdie prentjie voor hom afspeel. En in haar hartklop val sy en sy begin huil en haar pappa hardloop nader en hy tel haar op en hy vee haar af en hy hou vas haar. En sy huil en hy gee haar 'n lekker oop beksoen. En binne in hierdie voertuig skree hierdie seun, ek wil dit ook hê. Waar's my pa? Waar's die beskermende liefde? Waar's dit? Op daai oomblik besluit daai seun dat hy sal alles prysgee om daai dogtertjie te kan wees vir 2 minute. Alles. Hy sal alles prysgee. Al die fame, al die fortune, al die geld, al die dinge wat hy ooit sou gehad het, sal hy prysgee om daai dogtertjie te wees vir 2 minute. Arms om hom, beskermd, geliefd. In die arms van jou vader is daar 'n doel. En weer eens is hy terug in hierdie kar en hy haat hierdie doellose lewe. En op daai oomblik, in 'n desperate oomblik, skree hierdie seun uit na Jesus. En terwyl hy uitskree, vat die Here hom in sy gedagtes terug na daai Bidoukamp toe. Hy vat hom terug na daai gebed toe, langs 'n rivier. Hy vat hom terug na die kere toe, wat hy stoksiel alleen was. Hy vat hom terug na daai kerk, waar 'n dominee per ongeluk op hom geroep het. En dit speel in hierdie seun se gedagtes op, en al wat hy kan sien, is die kruis. En hy vra weer eens vir Jesus langs die water, om hom te help. En die keer, om regtig te help. En in hierdie seun se hart kom daar 'n stem op, asof hy met homself praat. Kom na my toe. Woorde van 'n dominee van 1983, lewende woord, wat gesit het in hierdie seun se hart, kom weer uit. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Hierdie seun onder die invloed van dwelms en alkohol besluit op daai oomblik om sy hart vir Jesus te gee.
Jesus het sy lewe gekom red daai aand. Hy het teruggery. Hy het die Bybel begin lees. Die Here het hom in 'n klein kerkie gelei, en agter in 'n klein kerkie het 'n man 'n toespraak gemaak. En hy het die keuse gehoor, hy het gehoor dat daar is baie wat kort geval het. Maar die liefde van God is wonderbaarlik, oop vir almal. En hy gee sy lewe. Hy verklaar sy lewe aan Jesus Christus en hy gee sy hart. En hy begin stap 'n pad saam met die Here. Die Here begin mense om hom posisioneer soos daai dominee geposisioneer was, soos daai man geposisioneer was. Posisioneer hy mense om hierdie kind se lewe. En hy lei hom op 'n pad. En een oggend raak die Here Jesus hom aan. En hy kan nie meer dit vir homself hou nie. Jy sien, hierdie seun was bankrot. Hy was bankrot. Gemeente, weet julle wat beteken dit om bankrot te wees? Dit beteken, jy het niks. En in jou hele lewe sal jy nie kan terugbetaal dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Die skuld is te groot. Dis te groot. Iemand word bankrot verklaar wanneer hy geen mate van uitkoms het uit sy situasie uit. En ek wil volgens sê, is baie mense wat sit soos daai seun in ons land, wat hoop opgegee het, wat uit tyd uitgehardloop het, wat sit by 'n do or die situasie. Die geraas in Suid-Afrika is verskriklik. Ons kinders, ons mense hardloop, maar hulle het nie meer oplossings nie, hulle het nie hoop nie, hulle is bankrot. Die put van kennis, die put is opgedroog. Hy sal lankal droog. Jesus kom raak hierdie seun aan. En een oggend vol van hierdie nuutgevonde liefde. Die woord van God wat deur hom begin vloei, loop hy op die strate van Bellville uit en hy begin getuig. Hy roep uit. Hy vertel hoe verkeerd hy Jesus gesien het, hoe verkeerd hy God gesien het. Hoe godsdiens hom doodgemaak het, maar 'n ontmoeting met die ware Jesus, wat lewens red, wat kom vrymaak. Hy getuig daarvan. Gou het hierdie seun weer besigheid opgebou, het opgestaan, het die wêreld begin. Maar mense het hom nie meer geken as die besigheidsman nie, hulle het hom geken as die bedienaar van die woord van God. Daar was 'n vlam in hom. Daar was 'n roeping in hom. Sy tong was aangeraak. Hierdie seun het gegaan deur Suid-Afrika. In sy soeke as dienaar het hy begin bedien in die land. Hierdie seun het betrokke geraak. En hy het 'n geestelike vader gekry in die vorm van hom Angus Buchan. Hierdie seun het God opgetel en deur sy genade geseën as 'n evangelis. Want jy sien daai evangelis wat nie gebore deur 'n kerk of deur werk of deur mense nie. Dit was gebore in 1979 toe daar 'n roeping gekom het. Dit was nie gebore deur die mantels van ander manne nie. Daar was 'n mantel wat God uitgesit het vir hierdie seun. Daai seun kon nie genoeg en vinnig genoeg beweeg nie. Hy het op radio en televisie begin praat. Hy het oor die land gegaan in 'n desperate poging om met ons jeug te praat. Om vir jong manne te sê, word wakker. Word wakker.
om vir die jong meisiekinders te sê, jy's 'n prinses. Moenie jou volheid opgee vir 'n paar stukkies geld van hierdie wêreld nie. God het hierdie jong seun ook geroep om te gaan wakker maak in die kerk van die wêreld. Want hulle entertain, maar die bloed het goedkoop geraak. Gemeente, ek is daai seun. Ek is daai seun. Maar die kruis van Jesus het iets kom doen wat niks en niemand kan doen nie. Jy sien, ek was bankrot en die wêreld kon my nie voed nie. Maar toe ek agterkom, die Here het wonderlike mense om my gekom sit. Ek onthou daar was 'n oom Gippie Smit. Een aand storm ek uit 'n kerk uit. Want ek kan nie verstaan dat dit wat hulle preek in die voorkant en dit wat in my hart is, twee verskillende gospels is. Want die gospel wat my kom red het, is die gospel wat een keer en vir altyd betaal is. Dis die gospel wat in Zulu sê, Noma Kanjani, no matter what. Dis die gospel wat oor alles klim en alles kan vergewe. Dis die gospel wat alle hoop bring. Dis die gospel wat kom nuut maak. Dis die gospel wat 'n modderbaba 'n koningskind maak. Dis die gospel wat 'n gemors 'n boodskap kan maak. Dis die gospel wat dooies lewendig maak. Dis die gospel wat dowes laat hoor. Dis die gospel wat die harte van die vaders na die kinders toe vat en die kinders na die vaders toe. Papa, dis die gospel wat jou laat uitklim uit jouself uit en vergeet. Dis die gospel wat stig. Dis die gospel wat kom skoonvee. En toe ek uithardloop, kom Gippie agter my aan. En ek wil met julle deel wat die kruis vir my beteken het. Hy sê vir my, seun, kom. Ek sê, oom, ek is nie welkom nie. Ek voel te minderwaardig om hier te wees. Hy sê, kom na my toe. En ons loop in 'n Bybelkamer in 'n kerk in Bellville. En hy sê vir my, kom lees gou-gou. Maak oop jou Bybel. En hy maak oop en ek sal hierdie woorde nooit vergeet nie. En ek wil dit vandag in jou hart inplant. Ek het nie PowerPoints vandag nie. Ek het die boodskap en die getuienis van my mond, wat ek meng met die bloed van die lam. En dit sal die beweging bring in jou hart. Romeine 8 vers 37 tot 39. Van hierdie gospel tot krag, hierdie gospel van wek uit die doodheid, hierdie gospel, ek wil vir jou sê, dat hierdie gospel, ek is vas en seker hiervan, dat geen dood, geen lewe, geen gister, geen môre, geen goeders bo in die hemel, engele, of demoniese, duiwelse kragte onder die aarde, niks, nie honger, dood, siekte of worry, nie siekte, geen label wat 'n sielkundige op jou kan sit, geen verwerping, geen bitterheid kan jou skei
Niks kan jou skei van die liefde wat God vir jou het in Christus Jesus. Niks. Ek kyk vandag na jou en ek wil vir jou die eerste woord kom gee wat die kruis beteken. Daai kruis van Jesus. Hy het gesê, na hierdie kruis sal niks meer tussen my en jou kan staan nie. Niks. En ek het ewe skielik besef, ek staan op niks. Ek is niks. Hy is alles. Dis die eerste boodskap. Die tweede boodskap is dat die kruis het vir ons kom tyd koop. Die kruis het vir jou tyd gekoop. Die kruis het 'n tyd van genade kom koop vir ons. Hy het gekom as 'n babietjie in die krib. Hy het gekom as 'n babietjie in die krib. Maar mense, luister wat ek vir julle sê. Die genade aan daai kruis het vir ons tyd kom koop. Hy gaan nie terugkom as 'n babietjie in 'n kribbie. Hy kom terug as die leeu, die regter, die heerser. En 'n wêreld is aan die slaap. Hulle is aan die slaap. Die kruis het die grootste bron van liefde. Liefde onbeskryflik groot kom losluit. 'n Liefde wat jou binne buitekant toe uitdop. 'n Liefde wat vir jou so beïnvloed dat dit nie 'n wet in jou hart raak nie, maar dit raak 'n dryf dat jy jou Vader nie wil teleurstel nie. Dis 'n liefde. Liefde. Gemeente, ek wil vanoggend vir julle sê, ek het die wonderlike voorreg gehad om Michael W. Smith te ontmoet, een van die grootste gospelsangers in die wêreld. Die seentjie het hom ontmoet. En terwyl ek saam met hom sit in sy hotelkamer in die Waterfront, besef ek dat God het hierdie oomblik gedestin. En ek vra vir Michael, waarvoor is jy dankbaar? Wat maak jou dankbaar? En hy sê, Big John, hy het dit so gesê nie. Hy het gesê soos 'n Amerikaner, Big John. Hy sê Big John. God has given me the grace to survive success. Oh, hallelujah. Dis waarom ek sê, ek is net kind van God en ek is net man van Jumin. Al hierdie ander goeters, dis net 'n voertuig om by die verlorenes uit te kom. God has given me the grace to survive success. Die kruis het genade vir ons gebring. Onbeskryflik groot. Om te probeer verstaan wat God se liefde vir elkeen van ons is soos, vanoggend het ek vir my vrou gesê, is soos om jou arms om die son te probeer sit. Jy kan dit nie doen nie. Klein oomblikies wat my lewe verander het. Klein oomblikies. Die kruis het vir ons 'n keuse gebring, mense. Die kruis het vir ons 'n keuse gebring. En daai keuse is in Deuteronomium 30 vers 19. Hiervan is ek vas en seker.
En ek roep die aarde en die hemel voor jou as getuie, sê die Here. Ek plaas voor jou lewe en dood, maar kies lewe. Kies lewe. Kies Jesus. Kies die kruis. Kies die sacrifice van God, sodat dit met jou en jou nageslagte kan goed gaan, sê die Here. Hy sê, kies my. Nie gefors nie. Kies my uit jou vrye wil uit. Die kruis het vir ons 'n keuse gegee. As ek met die jong mense in hierdie land praat, dan sê ek, jy het 'n keuse. Jy kan 'n ID vat van Suid-Afrika of jy vat 'n ID van die hemel. Dis jou keuse. Jy kies om te lei en te volg of jy kies om te rebelleer. Jou keuse. Jy kies om die wêreld in te laat of jy kies om Jesus in te laat. Die kruis, daai Golgotha kruis, het die belofte van God kom volbring. Hy het gesê, ek het julle beloof. Ek het beloof. Ons Papa Vader het gesê, ek beloof julle. En hy het dit kom doen. Ons kan hom vertrou. Tot die dood toe was hy getrou. Want die kruis het die vertroue kom regmaak tussen God en sy mense. 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18. In Christus Jesus. In Christus Jesus. Is jy 'n nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Die kruis het kom nuut maak wat die wêreld nooit kon herskep nie. Die wêreld was bankrot. Hy kan nie terugbetaal nie, hy sal nooit kan terugbetaal nie. Is daar 'n 5 sent wat jy kan bydra of 'n 5 sent wat jy kan wegvat van wat Jesus gedoen het? Is daar enige iets wat jy kan bydra? Vers 18, 2 Korintiërs 5 vers 18, hy sê, deur hierdie het God homself versoen met die mensdom. God het hom klaar versoen. Hy hoef hom nie weer en weer te versoen nie, hy is versoen met sy mense. Sy wil is geopenbaar. Maar die vraag is, wat wil jy? Want die keuse lê by jou. Ek wil die kruis dra. Ek wil die kruis verkondig. Ek wil die kruis vat. En eendag wil ek hom gaan omruil vir 'n hemelse kroon. Hy sê, en dan, hierdeur het God vir ons die bediening van versoening gegee. Die kruis het vir jou 'n bediening gebring. 'n Bediening van krag en heerlikheid. 'n Bediening van versoening. God het my geroep as 'n versoener tussen hom en sy kinders. En dan ook tussen sy kinders met mekaar. En op hierdie oomblik moet ek leer Sotho praat. Want om Sotho te kan praat, beteken ek kan beter kommunikeer met my Sotho broers. Die kruis het my 'n dienaar kom maak. Daai kruis is vandag leeg. Daai kruis het gesê, Jonnie, omdat hy leeg is, wil ek hê jy moet verby die kruis loop. In die heerlikheid waarvoor my opoffering vir jou wag agter die kruis. Daar was 'n gawe vir elkeen van ons. Daar was geroep op elkeen van ons lewens. Dit was 'n bad Vrydag.
Dit was 'n slegte Vrydag vir Jesus. Maar deur wat hy gedoen het, het dit die beste Vrydag van ons lewens geraak. Johannes 3 vers 16, want so lief, en ek het hom persoonlik gemaak, en daarmee sluit ek af en die band kan kom. Want so lief het God vir Jonnie gehad. So lief het hy klein seentjie gehad. Soveel medelee het hy gehad met sy hartseer en sy alleen wees. Soveel het hy verstaan oor sy ou bankrot hartjie, dat hy sy seun vir Johnny gegee het. Mense, dis vir my persoonlik. Dis meer 'n ding wat ek gaan vat in 'n groepie. Nee, dis persoonlik. Blye versekering, Jesus is myne. Hy is myn. Aan die ander kant van die kruis waar ek uitstap, stap ek uit as 'n vergeefte, skoongewaste kind van die Here. Hy vat jou dat jy ry en die mense wat jou seer gemaak het, laat jy vir hulle loop om vergifnis vra. Omdat ek al die jare dit teen hom gehou het. Die Here sê, vergewe hulle eers, voordat jy na my toe kom. Gaan vergewe hulle eers. Here, maar dit is onmoontlik, hoe kan ek hy man vergewe? Hy sê, ry, ek sal jou wys. En die Here het my die krag gegee, om te gaan. Deur daai kruis het ons lewe gekry. Deur daai kruis het God die bankrotskap van die wêreld kom wegvat. Die skuld is betaal. Jy kan dit nie ontdoen soos jy vandag hier sit nie. Al wat jy kan bysit is om te sê, ek glo. Ek glo. Om te glo is om te sê, ek het 'n vaste vertroue. Die storie van die kruis is of persoonlik vir jou daar, of dit is nie. Ek wil nie uit hierdie kerk uitloop, as ek nie doen wat Jesus vir my gesê het, ek moet doen. Ek is 'n evangelis. En 'n evangelis is die draer van die goeie nuus na die nasies toe. Ek staan vandag voor jou. En ek vra vir jou, het jy al die wêreld verruil vir die kruis? Het jy al die keuse gemaak vir Jesus? Het jy al gesê, Here, ek gaan uit die groep uit opstaan en sê, hier is ek, Here, ek aanvaar die prys wat U vir my betaal het. Ek aanvaar die bloed. Here, ek aanvaar die tyd wat U vir my gekoop het. Here, ek aanvaar die genade. Here, ek aanvaar die wonderwerkende krag van die kruis in my lewe. Het jy dit al neergeskryf? Het jy die datum neergeskryf? Weet jy hoe lief Jesus jou het? Besef jy vandag, ons is in die tyd van genade, en God se genade is hier mildelik beskikbaar. As jy vandag hier so sit en jy sê, Jonnie, ek het Jesus nodig. Ek is bankrot. My brein is bankrot en my hart is bankrot. My gedagtes is bankrot en ek weet nie waarheen om te gaan nie. Die kruis het 'n plan. Die kruis het die meesterplan vir ons almal. En daai plan, God is in beheer. Die wêreld kan skree en raas, God is in beheer. Die kruis is leeg. Die prys is betaal. En as daar vandag een persoon hier is, wat sê vir my, Jonna, goeie Vrydag, 2025 is my dag. As jy nog nie die Here Jesus aanvaar het nie, as jy vandag hier so sit,
en jy het koud geword. As jy vandag hier so sit en jy sê, Jonna, ek het nodig dat Jesus my weer kom bevestig, wil ek jou vra, wie is jy? As hier enige iemand sit, en ek kan nie uit hierdie kerk uitloop voordat ek hierdie uitnodiging gemaak het nie. As daar een persoon is vandag wat sê, Jonna, ek het die Here Jesus nodig, dan is my doel vir hierdie dag vervul. Is daar enige iemand hier wat Jesus wil aanneem? Kom na my toe. Dankie Here vir enetjie. Kom, tweeetjies. Here, al is dit net enetjie. Net enetjie. Kom na my toe. Nog enige iemand? Asseblief. Asseblief, moenie uitloop. Moenie uitloop. Moenie gaan nie. Moenie gaan nie. Dankie Jesus. Die woord van God sê, kyk vir my, kyk vir my. Die woord van God sê in Romeine 10 vers 8, 9 en 10. As jy glo in jou hart, en jy bely met jou mond, né? Dat Jesus die Seun van God is, en dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal hy jou opwek. Hy sal jou red. Red van wat? Hy sê red van hy kop. Hoor jy? Red van Jesus het gekom om ons siele te red, mense. Dis hierdie spasie tussen jou ore, wat mense mal maak. Ek wil net, is daar nog enetjie? Enetjie. Is almal hier wat hier moet wees? Maak toe julle oë. Kom, pa. Kom, pa. Daar is hy. Kom. Kyk hoe so. Die harvest vir Paasvrydag 2025. Dis julle. Die hemel staan stil oor jou keuse vandag. Die kruis gee vir jou 'n keuse. Okay. En al wat jy moet doen is glo in jou hart. Verklaar dit met jou mond, hoor jy? En ek sal julle help. Okay? Dis die eerste plek waar jy moet sê, ek vertrou jou. Vertrou jy my? Okay. Bid hierdie saam met my, sê liefdevolle Vader. Ek kom na u toe. Net soos wat ek is. Die 18de April 2025. Sê dit. Vandag aanvaar ek dat Jesus vir my gesterf het en dat God hom uit die dood uit opgewek het vir my, sodat ek kan lewe hê, sodat ek kan nuut word, sodat ek die glorie van God kan ontvang. Van vandag af vra ek, Here, vergewe my. Dat die bloed my skoon was vandag. Ek verruil die wêreld vir die kruis. En eendag sal ek die kruis verruil vir 'n kroon. In Jesus naam. Van vandag af is ek kind van God. Gewas. Ek het tyd. Ek het genade. Ek het vrede. Ek het liefde. Is 'n kind van God. In Jesus naam. Amen. Vader,
Ek maak hierdie keuse wat hulle gemaak het, vas in die bloed van Jesus Christus, my God. Ek maak dit vas, my God. Dat die Heilige Gees nou deel raak van hulle, my Vader. Ontvang in die naam van Jesus. Amen. Sal vir hulle wees. Dankie, Here. Halleluja. Jesus het geweet en hy het dit gedeel met die mense naaste aan hom. En wanneer ons die liggaam vat en ons breek dit en ons deel dit aan mekaar, maak dit ons deel van sy liggaam wat gebreek is vir ons, maar ook deel van sy liggaam wat uit die dood het gaan opstaan. Daai liggaam het gekom om vir ons hoop te bring en vir ons vrede te bring, om vir ons liefde te bring. Kom ons neem die liggaam en ons deel dit met mekaar en met Jesus. Dankie Here vir u liggaam. Dankie Here, soos wat ons hierdie brood vat ons ook die brood van die lewe. Die brood wat nie in die woestyn in manna geval het nie, maar die brood wat lewendig geword het en by ons kom woon het. Hy wat vir ons gebreek is, wat gesterf het en wat opgestaan het. Dankie Here dat ons een is nou met u. Een met u. Toe het hy die wyn gevat en hy het dit geskink en hy het gesê, hierdie is my bloed. Hierdie is my bloed. Die bloed kan nie lieg nie. Die bloed vertel die waarheid. En daai bloed skree uit, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. So lief, dat al die testamente is geherskrywe deur hierdie heilige bloed. Hierdie heilige bloed, is dit nie net wat ons skoon was nie, maar dit wat ons spesiaal en een kant toe roep. Ons raak die draers van die bloed. Neem die bloed en drink dit. En verklaar jouself as 'n draer van sy testament. Nadat Jesus hulle bedien het, het hy gesê, van julle gebruik dit op 'n oneerbare manier. Julle gebruik dit wanneer julle nie skoon is voor my nie. Julle gebruik dit as 'n ritueel. Maar hy sê julle, wat weet waarvoor dit staan. Julle wat weet wat die prys is, wat ek daarvoor betaal het. Julle wat dit herdenk, dag na dag, maand na maand en jaar na jaar. Julle wat die wêreld verruil het, vir my stikkende kruis. Julle wat kies om te glo, dat ek die een en die enigste een is. Julle kan vir my vra, net wat julle wil. Julle kan vir my vra, net wat julle wil. En ek wil vir julle vra om nou persoonlik vir die Here jou hartsbegeerte te gee. Gee jou hartsbegeerte vir die Here. Kom ons raak 'n oomblik stil. Liefdevolle Hemelse Vader, ons sterke God, ons ewige Vader,
ons wonderbare raadsman, ons prins van vrede. Hy wat gekom het, deur die water en die bloed. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En die Gees is die een wat getuig. Here, vandag verklaar ons as gemeente dat ons glo in die plan van die kruis. Ons glo in die meesterplan van die kruis. Ons glo dat alle werke voldoen het en volbring is aan daai kruis. Here, ons verklaar dat Here in nederigheid, dat ons niks kan byvoeg en niks kan wegvat nie, my Vader. Dankie, Here, dat ons kan deel wees. Dat ons nou die kruis kan dra en die kruis kan gaan doen. Alle eer, alle lof kom U toe. U is waardig, my God. Heilig, heilig, heilig is die Here God. Vader, seën elke persoon hier in U volheid. Here, ek roep 'n nuutheid oor elkeen vandag. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Vader, dankie dat U die geraas van die wêreld kom stilmaak op hierdie oomblik. En dat ons fokus. Elke dag, in elke situasie, net op U. Dankie, Here, dat ons weet, dat Sondag kom. Sondag kom. Sondag kom. Sondag kom. En die pad na die kruis is nog groter. Vader, help ons om soveel as moontlik saam met ons reg te kry vir daardie dag wanneer U op die wolke kom. Kom Jesus, kom. In Jesus naam. Amen. 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 Gemeente, baie dankie. Dankie, pastoor. Dankie. Ekskuus tog. Ek wil net gou eintlik vinnig met julle deel wat julle harte net vir die Here gegee het. Omdat die twee goed wat Johnny gesê het, wat gevolg het direk hierna in sy lewe, en ek dink hy sal self sê, of hy hier sou gestaan het vandag, as hy twee goed nie gedoen het nie. Een, hy het gesê, direk na daai, het hy die Bybel begin lees. Hy het die Bybel begin lees. As jy nie gaan voed nie, die duiwel, wat ook al met jou gebeur het vandag, gaan hy wil wegvat. Hy gaan hy saad wil wegvat. So crucial, een ding, gooi jouself van die Here, gooi jouself van die woord, soveel as moontlik van die woord. Tweede ding wat hy gesê het, wat is die tweede ding wat die Here gedoen het, wat uit die Here uit self vir julle, dis nie eers iets wat jy moet doen nie, dis iets wat die Here outomaties met julle gaan doen, maar julle moet in dit instap. 1, die woord, en 2, mense om hom. Wat is die tweede ding wat hy gesê het? Die Here het mense om hom gesit. Ons kan nie die Here op ons eie dien nie, want die vyand wil wat vandag gebeur het in julle lewe. Nee, dit moet, ek ken 'n ou wat dit gedoen het en 7 keer op en af was, omdat hy nooit in die woord ingegaan het nie. Eers na 20 jaar, toe hy gegaan het en hy in die woord is, toe het die Here die penne vasgeslaan, moenie dit doen nie. Daai twee goed, sy woord en mense om julle, gelowiges om julle, asseblief. So Here, ek wil dit sommer net gou vinnig vir hulle bid, vir hulle vra, Here, mag dit wat vandag gebeur het, hier in hulle lewens, nie verspil word nie. Mag U bloed nie kosbaar wees nie. Mag U die werk wat U vandag hier gedoen het, vasmaak, Here. Dat dit nie op en af sal wees nie, maar dat dit dieper
en dieper en meer, soos daai water, daai lewende water waarvan Marius in die begin gepraat het, Here, dat hulle net dieper en dieper in U sal beweeg. Ek bid dit, Here, dat hulle tyd in die woord sal spandeer en dat die mense om hulle sal sit, dat hulle in gemeenskap van gelowiges sal wees, sodat hulle dieper en dieper in U kan beweeg, sodat hulle ook die roeping wat U oor hulle lewe het, sal volbring in Jesus se naam. Amen. Dankie gemeente, Johnny. Dankie, is nie genoeg nie. Ek sê vir die Here, dankie vir jou. Die Here stel ons nooit te leer nie. As hy vir ons sê, roep 'n man op, dis sy afspraak, dan weet die Here wat hy doen. Ek staan sonder woorde en absolute dankbaarheid vir jou gehoorsaamheid en jou afhanklikheid van Jesus Christus en jou vrymoedigheid met die gospel wat lewe gee. En ek glo gemeente, dis ons elkeen se opdrag, is om in die vrymoedigheid van hierdie gospel uit te gaan. En in hierdie naweek, die vrymoedigheid van die gospel met mekaar te kan deel. Elke een sit met goeters waarmee hy worstel. Maar die gospel het volle oorwinning gebring. Kom ons help mekaar, kom ons bedien mekaar met daardie gospel wat ons vanoggend gehoor het. Die volmaakte werk, volledige werk van die kruis van Jesus. En voor ek aan die preek gaan, sê ek amen.